kort en asy. Goeiemôre mense. Julle almal baie welkom sê op hierdie kort kennisgewing. Ons het 'n bietjie 'n probleem gehad om die ding gisteraand uit te stuur. Maar ten minste, ons is hierso. En ons gaan weer aan. Ek is nog nie seker nie, my load shedding. Hulle sê dis klaar, maar ons het Marley het my net nou laat weet ons het nog load shedding. So ek het 'n co-host gemaak. Sy sit in Pretoria en ek is hier in Bloemfontein. So as die load shedding afgaan. Sy is baie slim, sy sal dit kan handle. Of sy kan baie goed skryf op. Maar right, Marley? My nie toets nie, ek praat met hulle oor iets anders. Julle weet Marley is al 'n life coach, vrou van formaat. Sy help baie mense uit diep probleme uit en baie mense wat in depressie en daai goed ly. En julle kan by haar boek as dit regtig nodig is. Sy help mense, veral dames. Spesialiseer sy om te help en te ondersteun. Okay Marley, ek wil net gou nog een ding doen. Okay. Net die activating korter maak. En jy kan aangaan. Kan ek begin? Jy kan maar begin. Goeiemôre julle almal. Ja, ons gaan 'n bietjie vanmôre gesels oor Gift of Legacy. Ons het eintlik lanklaas 'n bietjie weer deur al die ou bekende goed gegaan, so ons gaan gou vinnig daardeur. Dis 'n skenkingsaktiwiteit wat seëninge en oorvloed bring. Nou regtig waar, daar is geen vrywaring nie. Hierdie is 'n voorlegging en nie 'n finansiële adviseurs wat dit aanbied nie. Ek en Bux is nie, hy weet nogal baie meer as ek, maar is bloot inligting wat ons met julle deel. Wat die deelnemers 'n voorsmaakie gaan gee wat hulle kan verwag. Nou die aanbieders of die gemeenskap op Gift of Legacy is nie een finansiële adviseurs of raadsgewers nie. Is almal maar net mense wat dit vir die saak van die liefde doen. Nou, ek kan regtig getuig dat Gift of Legacy werk. Vir my het dit verseker al gewerk. Gift of Legacy is nie 'n unieke, innoverende, ingeboude algoritme wat deelnemers aan hierdie skenkingsaktiwiteit bemagtig om 'n oorvloed te ontvang en skenk met oop hart en hande. Kom ons ontdek vandag saam hoe ons hierdie skenkingsaktiwiteit kan laat werk. Hierdie goed bewaarde geheim is al lank al op die lappe en ons het dit eintlik maar net nou eers begin. Glo jy in die beginsel van wat jy saai, sal jy maai, dan sal jy ook glo in wat jy gee, gaan jy terug ontvang en jy geniet dit om onbekendes te seën, jy wil beheer neem oor jou eie lewe en jy wil ander mense help om suksesvol te wees, dan is Gift of Legacy vir jou verseker. Nou was jou antwoord ja, dan soos ons gesê het, is dit dan vir jou. Kom ons begin hierdie opwindende reis en vertel jou meer hiervan. Nou dis 'n wêreldwye oeroue ekonomie wat fenomenaal is. Ons is nie lokaal nie, maar ook betrokke op internasionale arena. Ek self kry my geld van buiteland af. Dis ongelooflik lekker. Ons is betrokke alreeds in meer as 100, ek dink is al baie meer lande, ek dink 100 is al verouderd in die wêreld en ons groei daagliks. Die afgelope 6 maande of 9 maande soos ons nou alreeds in ouderdom staan, is daar alreeds as $40 miljoen versprei tussen persone. In Afrika ken ons dit as 'n Ubuntu kultuur waar mense mekaar help. Geskenke in die vorm van kontant deel is 'n oue tradisie. Dis nie 'n nuwe ding nie. En is 100% wettig en is buite die kontrole van die hoofstroomse ekonomie. So jy kry geld net sommer eintlik maar hala. Dis eintlik so lekker. Wat sê jy? Goed, geen maatskappy of Ekskuus Marley, ek het jou ge-unmute. Stop net gou. Ek moes die mense mute. Kan jy net unmute? Ekskuus. Unmute my? Goed, reg, ekskuus. Ons is 'n interaktiewe webtuiste, bestuur die beweging van die borde vir die skenkinggemeenskap. Geen fika is nodig nie. As jy 'n slimfoon, 'n rekenaar en internetkonneksie het, is jy reg om te kan begin. Nou, kyk na die simbool van die oneindigheid. Geen begin en geen einde nie. Dit is daai sirkeltjie wat net so dit hardloop. Nimmer eindigende volhoubare aktiwiteit van skenk en ontvang. Jy moet net begin om te skenk, want dan gaan jy oor en oor kan kry en vir jou nageslag kan nalos. En werklik waar, hierdie werk. Nou, Bux gaan vir ons verduidelik, hy gaan ons deur hierdie borde vat. Jy moet net na die kolletjie jy kyk,
en hoe jy moet begin. Goed, Bux, jy kan verder aangaan. OK mense, ek gaan nou sommer van die os op die jas ook so in begin. Jy weet, ons het met Gift of Legacy die 11de Januarie begin. Ek gaan nie sê dit was in 'n baby formaat nog gewees, dit was nog aan die groeisel en baie mense het verwag hierdie ding gaan binne 10 Desember gaan hulle 1 miljoen hê. Ek kan nie daarvan wegdraai nie, ek het self gedink. Maar en soos wat ons gegroei het, het ons agtergekom, dit is nie 'n magic wand of 'n quick reach skema nie. Dit werk, maar jy moet jou kan doen. En as jy nie jou kan doen nie, dan gaan jy sit en jy gaan wag en jy gaan wag. Nou kom ons gaan daarmee. Eerste reël is, in 'n Ponzi stelsel, kry die persoon bo, kry altyd meer geld as die persoon onder. Wat gebeur hierso? Ons almal sit dieselfde hoeveelheid geld in, ons almal kry dieselfde hoeveelheid geld in. Ten tweedens, in 'n Ponzi skema, werk dit as jy na die Suid-Afrikaanse wetgewing gaan kyk, as hy meer as 15 levels afgaan, word dit ook geklassifiseer as 'n Ponzi stelsel. Mense, ons klim nie eers 3 levels nie, ek gaan dit nou vir julle vir 4 levels op hierdie stelsel nie. Maar, dit is nie 'n MLM netwerk skema nie, maar ek is bietjie, dit is jy moet net 2 kry minimum, maar, as jy wil werk en as jy wil geld maak uit die stelsel uit, of as jy wil dit vir jou as 'n lewens inkomste maak. Mense, ek het nie 'n ander werk nie. Ek moes my besigheid toegemaak 2 jaar terug. Ek het 5,5 miljoen rand verloor. Ek het niks gehad nie. En Gift of Legacy het so ver, het hom gereeld, nie elke maand nie, maar het my kronies betaal. Dit het my gehelp om my agterstallige skuld te betaal. Maar ek moes gewerk het. Ek kon nie net sit en kyk hoe dit gaan gebeur nie. Ek sal vir julle net nou weer vandag alles wys. OK, ons begin met 'n $100 bord. Dis nou R1,700, so as jy in Januarie begin het, en jy het 1,400 ingesit, het jy al klaar. En nou kry jy R1,700, met ons rand-dollar wat val. En hy gaan verder val, mense. Daar's nie ons kan sien wat gebeur met al ons wat fiat geld. Alright. Dit 4 borde. $1,000 is vandag R1,811. $100. Ag, $100 is R1,811 vandag. Alright. Kom ons gaan deur die borde, né? Jy kan dit, Marley, jy kan dit in die chat sit soos wat ek aanpraat. Ons het 400, 400, 1,600 en 5,000 bord. Alright. Kom ons begin by die begin. En dan gaan ek vir julle wys op die einde van die dag, hoe kan jy $42,000 verdien? Ons begin met ons $100, soos ons gesê het. Dis die eerste en die enigste keer wat jy finansies insit in die stelsel, mits, daar kom nou mense my toe sê, hulle het nou al baie geld ingesit, wat hulle vir ander mense ingesponsor het. Dit is nie wat jy bedoel nie. As jy op jou profiel gaan, het jy $100 ingesit, né? Eerste en die enigste keer. En, omdat dit wêreldwys is, betaal ons vir al en wise, in Suid-Afrika gewone bankoorplasings. Oom Paul, kan jy gou opkom? Van Namibia af, kan jy van sekere banke ook bankoorplasings doen? Oom Paul, kan jy gou vir ons sê, watter banke is dit? Ons kan FNB, Netbank en Standard Bank, tussen Namibia en Suid-Afrika. Alhoewel, ou kan van oorsee af ook in FNB Namibia inbetaal. Maar ek verkies maar om Wise te gebruik daarvoor. Daar sê, dankie Oom Paul. Soos al hoor julle dit uit die perd se bek uit, né? Wat ek net, hoekom Spotlight die ding my nou nie? Daar sê, ekskuus julle. Alright, Wise en crypto betaling en bankbetaling is ons algemeenste en bekendste betalings.
Party mense het probleme gehad met PayPal. Ek like nie om PayPal te gebruik nie. Alhoewel jou mense van Suid-Amerika af is lief om, en dan die Amerikas is lief om PayPal te gebruik. Moet asseblief net nie op PayPal gaan sit gift of iets en sê vir daai persoon nou sit nie. Ons Suid-Afrikaners word geblok vir 3 maande, 180 dae wat jou geld vassit in PayPal in. Alright. Kom ons gaan aan. Mense, jy kom in op 'n $100 bord, jy kry $800 uit. Kom ons sê nou, Marley het my opgeteken. Dan gaan ek as gifter wees, op die stelsel gaan ek die legend kan sien, en wat gebeur? Ek gaan die legend vra, hoe kan ek jou gift met $100, en op die manier is wat ons net gesê het. Die stelsel gaan, jy gaan $100 inkry, en jy gaan $100 uitkry, maar kom ons kyk hoe werk dit. Hier kom ek in. Ek gaan die legend kontak, ek gaan vir hom sy $100 gee. Dan, soos wat ons aanbeweeg, elke legend betaal die bord. Elke gifter betaal die legend. Belangrik. Die stelsel werk so, dat jy jou eerste $400 ingekry het, mense, gaan koop jou $400, jou volgende bord. Dit is hierdie bord wat ek net van gepraat het. Ekskuus, ons het 100, 400, 1600, $5,000 bord. Gaan koop jou, as jy eerste 4 gifts gekry het. Mense is geneig om geld te spandeer en dan op die einde van die dag, dan het hulle nie hulle fondse om dit oor te sit na, om hulle groter borde te koop nie. Ons is menslik, ons is finansiëel almal in die moeilikheid, maar mense doen eers daai eerste stap. Dan, as jy al 4 jou gifts gekry het, dan het jy $400 bord gekoop. Nou kry jy al 8 jou gifts, wat gebeur? Die legend gaan uitbeweeg uit die bord uit. Dan gaan julle nou wys hoe beweeg ons aan. So in totaal het jy $800 gekry, maar jy het klaar $400 gespandeer op jou $400 bord. Niks uit jou sak uit nie. As al 8 gifts hulle geld ontvang het, gaan die legend uit die bord uit beweeg. Ek gaan julle net nou wys waarna toe gaan hy. En jy as gifter kom nou oor na builder toe. So gifter nommer 2 gaan builder nommer 2 toe word. Gifter nommer 3 gaan hierso gaan lê builder nommer 3 en builder nommer 4. Ons noem dit die board splitting. Wat gebeur? OK. Nou, hier kom die belangrikste. Jy moet 2 mense opsit. Maar mense, en dit is hoekom die meeste van hierdie mense wat op hierdie groep nou is en wat op Gift of Legacy is, my bord beweeg nie. My bord wil nie beweeg nie, maar ek het my 2 mense aangebring. Ek hoor daai storie nie 1 keer nie, nie 2 keer nie. Daagliks 10 keer. Vir 9 maande al, voel of ek 'n bord kan kraam. Maar wat gebeur? Die mense het nie hulle 2 mense ingebring nie, of hulle 2 mense ingebring wat nie weer 2 mense inbring nie. Gift of Legacy is 'n 2x2x2x2 stelsel. Jy moet die 2 regte mense inbring, dan gaan jou bord beweeg. Alright. So daar's punt A en punt B. Hy het hulle bord ingebring, die builder het sy 2 mense ingebring, die legend word betaal, en wat gebeur nou? As die eerste 4 mense betaal het, nee, split die bord op. Die bord, die linker en die regter hemosfeer beweeg apart. Onthou dit. Nou gebeur dit. Ek gaan vir julle net nou wys hoe split die bord op. Maar in elk geval, die prinsip van die saak is al 8 builders hulle fondse ontvang het, beweeg die legend heeltemal uit die bord uit. Wat gebeur met jou? Jy skuif op, maar mense, jy skuif al op as jou eerste 4 giftes opgeweeg. Die bord het opgesplit, moenie deur mekaar raak nie. As jy in die bord inlok, dan gaan jy 'n ander prentjie sien as die volgende guide 1 en guide 2, want hulle het giftes geword. Maar die prinsip is, jy het nou opbeweeg, daar het jou 2 giftes opgeskuif, en wat gebeur? Almal word betaal. Nee. Kom ons kyk gou hoe split hierdie bord nou op, as hierdie 4 giftes van jou betaal het.
Daar sit jy, A en B is jou 2 builders. Hulle was jou gifters nommer 1 en 2. As hulle skuif, dan gebeur dit. Ek gaan weer teruggaan. Daar is jy gaan daartoe skuif. Builder nommer A kom daartoe, builder nommer B kom na daai guy toe. C en D, E en F skuif na die ander kant toe van jou bord. Mense wat ek probeer vir julle wys hierso. As jy nou is jy in beheer van jou eie bord. As jy die verkeerde mense in die begin ingesit het en nou beweeg hierdie mense moet nou bou. Maar as jy nie die regte mense ingesit het nie, dan gaan jou bord nie beweeg nie en dan gaan jy stak vind. Jy gaan nie bly. Die algoritme gaan kom help, maar die algoritme is nie 'n magic wand nie. Mense, ons is oor die 400, amper 500 en iets duisend mense in die stelsel. Die algoritme gaan jou 3 tot 4 maande vat om mense hier op te sit. Ek wil nie 3 tot 4 maande wag. Ek het dit al baie Zooms vir julle verduidelik. As ek 3 tot 4 maande moet wag om een posisie op te skuif, gaan ek 'n jaar vat om hier te kom. Ander mense skuif in 'n maand. As julle na Chris se Zooms hulle gaan luister die afgelope paar dae, waar hulle weer motiverings doen. Daai mense se borde beweeg in 'n week, beweeg hy op. Hoekom sit julle sin vas? Want julle die verkeerde mense in julle borde in. Alright. Daar gaan ons. Dan beweeg jy uit. Nou wat gaan gebeur? As die legend uit is, uit hierdie bord uit beweeg. Onthou, nou skuif jy uit, jou guide word nou hier builder. Jy gaan terugval op hierdie selfde bord van jou. Jy gaan val as jou guides, die stelsel gaan kyk na jou guide nommer A. As al 4 sy gifters vol is, dan gaan hy kyk na guide nommer B toe. En jy gaan dan weer teruggaan op jou perpetuele bord, wat aaneenlopend is, wat jy vir die res van jou lewe gaan geld kry. En jy kan dan op daai bord gaan val. En jy kan gaan val, kyk nou wat hier gebeur het. Jy het uitbeweeg, daai legend, daai guide van jou, wat A was, het uitbeweeg. Dan gaan val jy weer terug. So as jou span nie reg gebou is nie, mense begin oorbou. Al is jy legend, jy hoef nie, jy kan 'n builder, guide of gifter posisie, enige plek waar jy lê, kan jy vir jouself en kry die regte mense in en laat jy die mense aanbeweeg en laat jou regte mense onder jou val en hulle jou bord beweeg en jy maak geld. Anders sit jy en jy doen niks. En jy kan wag 360 dae, dan gaan jy 3 posisies opskryf, dan is jy miskien nie eens legend. Julle kan hoor al, ek het dit lankal al. Soos ek verduidelik het, as jy legend is, kry jy jou eerste $400, dan koop jy vir jou silver bord, en dan gaan jy na jou brons perpetueel toe. Wat gebeur op jou brons perpetueel? Jy hoef nie meer 2 mense in te bring nie. Maar jou bron perpetueel gaan almal soos ook gaan agterna kom. En hy gaan ook in daai bord in van jou inkom. Alright, kom ons kyk net gou. In jou brons perpetueel gaan jy weer val op gifter, builder, guide, legend. Jy gaan $800 kry, maar nou hoef jy nie weer 'n $400 bord te koop nie, want jy het mos alreeds klaar dit op jou eerste ronde gedoen. Op jou perpetuele bord hoef jy nie weer in te kry nie. Jy kan, as jy nou weet, onthou in die begin het vir julle gesê, daar's mense wat jy opgesit het, wat niks doen nie. Jy kan, as jy op jou perpetuele bord is, dis wat ek doen. Ek kry nog mense onder my in. En ek druk my mense in, en ek help my mense op my bord. Die minimum is 2 mense, maar daar's nie 'n maksimum nie. Mense, en ek kan vir julle wys, een van my borde is ek op goud. Ek het 5 mense ingesit. Dis een van my ou borde. Ek het 5 mense direk onder my naam gesit, en my bord het begin klim. Want hoekom? My channel na boontoe is breër.
Hy's nie meer nou met 2 mense nie. En as gevolg van die nuwe reëls wat ons het, nee, kan mense afgaan van hierdie borde af. En dan kan jy in moeilikheid kom as jy net 2 mense onder jou het. Ek sorg dat ek 5 of 10 mense op my profiel onder my het, want dan help ek myself en ek help die mense op my eie bord. Dit is wat ek vandag vir julle wil sê. En dit is hoekom ons borde, as jy nie perpetueel is, moenie stop en gaan agteroor sit nie. Mense druk jouself deur. As jy kom, as die mense dit begin snap, mense vat, hier is 9 maande mense wat dit nog nie gesnap het nie. As julle dit snap, dan sien julle, hoe beweeg julle borde aan. OK. Nou gaan ek al hoe vinniger praat. So, jy gaan vir die res van jou lewe, en almal agter jou, jy gaan perpetueel nie, maak $700 ekstra. Alright. Nou, met die $400 bord, selfde, jy's gifter, builder, guide, legend, jy kry 400 in, as jy legend is, kan jy $3,200 uitkry. En wat gebeur? Jy gaan koop jou eerste 4 gifts, gaan koop jy, jou $400 bord, is 4, 8, 12, 16, gaan koop jou goudbord. Mense, hoe vinniger jy op jou goudbord kom, hoe vinniger beweeg jy op, dat die ander mense agter jou kom. Ek het gekry, dat die mense is wat aktief is, en wat fast tracking doen, wat ek julle net nou sal wees. So vinnig as moontlik as jy jou eerste gifts kan kry, indien daar mense op jou bord is wat agter jou lê wat fast track, dan druk jy jouself vinniger op in hierdie borde in. OK, so gaan ons aan. Ons het 'n 1600 bord gekoop, en ons het ons $400 bord gekoop. Nou kry ons nie net $700 ekstra in nie. Hoeveel kry ons in? Ons kry $3,200 op ons perpetueel. En nou begin nou ernstig dink wat jy bietjie kan skuld klaar betaal. Nee. Die eerste geld wat ek my vroukie gevat vir ete. Alright. Selfde storie, 1600 in, en jy kry 12,800 wat jy kan ontvang. Wat doen jy? Jy gaan jou volgende bord koop. Jou $5,000 bord. Nadat jy hom gekoop het, wat gaan jy doen? Jy gaan jou 1600 perpetueel koop. Mense, julle sien, jy moet eers elke groot, jy kan nie net, hier is mense van Tanzanië en van Afrika lande, die mense kry baie swaar. Hulle bly net deeltyd op hulle $100 bord. As hulle uit daai $100 bord het gaan, dan koop hulle weer 'n nuwe $100 bord, en dan kry hulle weer nuwe 2 mense, en dis hoekom baie van julle, dan kry julle mense op die groter borde, en dan sê hulle, in die verlede was dit so, dat julle die mense moes, dan vra die mense om gedelete te wees, want daai mense het nie geld nie, hulle het hulle foolishness gebruik, en hulle het nie invest in hierdie stelsel van hulle self nie, en nou het hulle nie geld om boontoe uit te gaan nie. So, maar, Gift of Legacy het ons gehelp. Kom ons kyk hoe gaan dit aan. Selfde storie. Alipad, as jy $1,600 bord, yes mense, kyk daar, $5,000 bord is nou R900,000. Vir die R900,000 plus jou 1600 plus jou 400 plus dit. Mense, dis nie geld wat jy eers op die einde kry. Soos jy deur jou bord beweeg, kry jy fondse in. Jy kry, ek mag nie eintlik van geld praat nie, ek moet sê gifts. Ontvang jy jou gifts in. Maar, so, die periode, dis van die mense wat van 9 Januarie af, en julle kan sien vir die ou mense wat inlog, dan is hulle al op hulle platinum bord. So daar is mense wat op julle eie borde lê, wat dit al gesien het, wat dit beweeg het. Alright, so het ons deur hierdie borde beweeg ook. Nou onthou as jy by jou 5000 bord is, jy het nie 'n groter bord wat jy koop nie. Jy koop net weer jou 5000 perpetueel. En dis hoekom jy $35,000 wins maak op daai bord. Nee. Alright, selfde storie. Mense hierso dan as jy nou deur die borde is, dan kan jy begin dink om jou bas te fire.
Alright. Marley, net die opsomming. Mense, hierdie is 'n opsomming wat ek doen. As julle wil hê ek moet dit weer op ons groepe plaas, ek noem hierdie sommer die koffielys. Ek het hierdie ding geprint. En wanneer ek in 'n restaurant, daar's een altyd wat in my kar lê, as ek in 'n restaurant vir mense gaan eet en goed is, en of ek vat iemand vir 'n koffie, dan bespreek ek hierdie ding. Ek sê vir julle, dis baie meer goud werd as om 'n video en 'n WhatsApp en daai goed te stuur. Daar is die ondersteuning materiaal in Gift of Legacy wat ons het. Maar dit is nie so as jy 'n persoon tot persoon sien en hy kan jou vra. Jy moet net seker maak dat jy die stelsel ken. Ek wys vir julle die koffielys. Ek wys vir hom as jy met jou $100 ingaan, dan kry jy $800 en dan vat jy 400, dan koop jy jou $400 bord en jy koop jou $100 perpetueel. En hierdie geld op die regterkant, dis hoekom jou $49,700 baie meer is as die kant, want jy hoef nie elke keer 'n groter bord te koop nie. Alright. Marley, kan jy 'n bietjie uithelp? Dis reg, ja. Kom ons kyk na die aktiwiteitsriglyne. Die eerste ronde skenk jy $100, soos ons gesê het van die bord. Nooit 2 eners denkende hartsmense om dit saam met jou te doen en help die uitgenooides op hulle reis. Dis baie belangrik dat jy hulle moet help. Want ek het een mens genooi wat ek nie gehelp het nie en wat ook nie 'n hartsmens was nie en dan stap jou bord, hoor, onthou maar net. Dis 'n ewigdurende siklus. Sodra jy jou eerste ronde voltooi het, sal jy toegang hê om weer toe te tree op tot 'n bord met dieselfde ware, so begin jou ewigdurende siklus. Hierdie praktyk verseker dat ons nie net die stelsel momentum bou nie, maar ook dat dit van kardinale belang is om unieke algoritme aan te vuur wat die ewigdurende skenking en ontvang en ritme van Gift of Legacy ondersteun. Jy kan nie net wag vir die ritme nie. Jy moet self ook werk. Jy kan net werk as jy, hierdie stelsel werk eintlik maar net as jy 2 uitgenooides het wat enersdenkend is. Okay, ekskuus Marley. Nee, is reg. Goed. Hoekom Gift of Legacy? Want dit maak ons legacy uniek. Dis 'n gebruikersvriendelike ding, regtig waar. Dis op jou vingerpunte. Dis so maklik. Jy kan, ek hoor almal sê hulle skakel nie in, hulle kry rooi kolle op hulle naam. Dis so eenvoudig om in te skakel. As jy dit op jou foon het, ek skakel elke oggend in en dit vat my nie 5 minute nie, ek het baie meer as 1 bord. Nou dis 'n veiligheidsstelsel, ons algoritme bevat innoverende slimkode koordering wat die borde aan beweeg hou. Niemand word agtergelaat nie. Wat sê jy nou hierdie ding, okay, goed. Dis 'n innoverende algoritme, maar ek sê vergeet van die algoritme. Jy moet 2 mense onder jou kry. Die algoritme skop in elk geval in, maar hy gaan nie inskop voordat jy nie 2 mense het nie. Dis 'n oorvleelende gemeenskap, dit beteken dis wêreldwyd. Ek ontvang baie van my gifts van oorseese mense en dis heerlik om met die mense te gesels. Dis 'n wêreldwye gemeenskap. Ons behandel die deelnemers dan almal op hulle manier, soos wat ons moet onthou, as ek met 'n Amerikaner praat, dan moet ek 'n bietjie daaraan dink, en as ek met 'n Lesotho persoon praat, moet ek daaraan dink. So dis 'n pypgedrag wat ons kan aanleer met mekaar kommunikeer oor verskillende grense heen. Nou dis onbeperkte genooides. Jy moet 'n minimum van 2 hê, maar jy hoef regtig nie meer as 2 te hê nie, maar dis die minimum. Hoe meer jy het, soos Bucks nou net verduidelik, hoe vinniger gaan jy groei. Dis 'n spoedige vordering wat die bordverdeling moontlik maak en Bucks gaan vir ons nou verduidelik, maar daar is ook 'n YouTube kanaal waar jy kan gaan kyk. Hy gaan vir ons nou verduidelik hoe werk die vinnige vordering. En dan is dit 'n ondersteunende span wat daar is. Jy kan enige iemand nader om jou te vra om jou te help. En regtig waar almal sal bereid wees om jou te help. Ek sien die mense raak baie negatief op die groepe wat ek dink baie negatief mense aanspoor om nie meer positief te wees nie. En dis 'n verskriklike slegte gewoonte. Ons moet in 'n positiewe omgewing probeer bly. Ek glo daaraan as jy nie iets positief kan sê nie, dan maak jy jou mond toe. Want jy maak 20 mense om jou negatief, saam met jou negatief. Maar as jy iets positief sê, maak jy 20 mense saam met jou positief. Mense wat ek doen, nee. Ek delete mense uit my lewe uit. Wat op my groepe of selfs mense in my hele lewens
Ekskuus, ek probeer net die spotlight ding uitsorteer, maar Marley, ek weet nie hoekom. Ja, maar dis buk sommer net terwyl jy dit probeer uitsorteer. Dit is net so in life coaching leer ek my kliënte dat wanneer jy met negatiewe mense, al is dit jou suster wat negatief is, al is dit jou broer, al is dit jou ouers, moet jy distansieer van daardie negatiewe mense. Want negativiteit trek mekaar aan en dan word mense net meer en meer negatief. Ek is deur baie slegte omstandighede in my lewe en baie mense het my probeer negatief maak om my en gesê hoekom gebeur dit nou. Maar as jy daar gaan, dan is jy besig om 'n spiraal negatief afwaarts te gaan. En wanneer jy positief dink, dan is jy besig om in 'n positiewe spiraal opwaarts te beweeg. So dit is baie belangrik, kat negatiewe mense uit jou lewe uit. Dit werk nie om saam met hulle te werk nie. Hulle trek jou net die heeltyd af. OK, mense, net in verband met die laaste punt op die ondersteuningsspan. Julle moet onthou, ons is oor die 100,000 mense. 500,000 mense. Met hierdie bordverwisseling stuur elke Tom, Dick en Harry vir hulle die simpelste boodskappe wat hulle moet alles deurwerk om by die nodig te kom. Stuur ook, behalwe om 'n boodskap op die bord te sit met die support. Die support chat is daar, maar hulle val baie keer af. Confirm dit met 'n e-mail en stuur byvoorbeeld as jy 'n probleem het op jou bord, stuur 'n screenprint van jou bord plus highlight jou ID op jou bord en copy en paste dit apart in die e-mail in. Daai mense kan nie heeltyd gaan sit en 22 letters oor in ons hoofletters en klein lettertjies goed nie, mense. Copy en paste omdat hulle dit maklik kan optel. Maak dit makliker vir hulle. Alright, dan soos ons gesê het, wat ek net nou vir julle gesê het, die fast track, vir die persoon wat ekstra fondse het, kan hy, as hy klaar sy 2 mense ingebring het, kan hy gaan, en hy kan gaan op die, en hy kan vir my $400 bord, en dan kan hy vir my 1,600, en dan vir 'n 5,000 bord, gaan koop wat hy fast track. Die stelsel is daar om dit te doen. OK. Marley? Goed, wat baie belangrik is, die bemarking op sosiale media word glad nie toegelaat nie. Jy mag nie die naam Gift of Legacy op jou Facebookblad of op jou Instagramblad of waar ook al gebruik nie. Ook nie op jou status nie. Jy mag wel prentjies gebruik wat dit half en half initieer, maar moenie die naam gebruik nie. Spasievulling op bord. Kan ek nie gou help, Marley? Dis mense wat daar's 'n rede vir dit. Jy het baie mense op Facebook, maar dis nie jou vriende en goed nie. In Gift of Legacy gaan oor friends helping friends. Dit is wanneer jy begin scammers en spammers kry wat op die stelsel kom wat ons nie wil hê nie. Alright. Gaan aan, ja. Goed, die spasievulling op borde word nie toegelaat nie. Met ander woorde, jy mag nie genooides moet nie stelsel dupliseer soos die borde momentum kan behou. Volg 'n eenvoudige dupliseringsstelsel. Wees die boodskapper en nie die boodskap nie. Jy hoef nie vir mense te vertel hoe dit werk nie. Nooi hulle maar net na die Zooms toe of verduidelik hulle van die stelsel en vergeef hulle 'n link. Woon gereeld die Zooms by. En dit is nogal belangrik. En as jy dit gemis het, gaan na die YouTube kanaal toe en doen dit dan daar. Daar is boodskappe van verskillende aanbiedings, want almal vind nie aanklank altyd by dieselfde mense nie. So kies dan, as jy van Tim hou, luister sy uitstel. As jy van Bux hou, luister na syne. So kies vir jou iemand wat jy gereeld na luister. Benut die veelvuldige uitgebreide gratis leerskool van Gift of Legacy. Dis 'n opleidingsentrum waar jy dit kan lees en Zoom-voorleggings kan luister. En dan is daar historiese opleiding op die YouTube kanaal wat jy kan teruggaan en kan gaan luister. En daar's ook 'n aanleiding akademie op ons webtuiste waarin jy kan inskakel. OK mense, net om deur nog ekstra by die reëls te kom. Baie van julle kry hierdie ding op julle borde. Terwyl julle nou Marley gepraat het, het ek gou 'n screenshot gemaak. Ek gaan net nou weer vir julle die live ook wys. Dan kry jy dat jy so 'n rooi kol op jou bord het. Wat gebeur met dit? Kom ek gaan stap vir stap. Ek het hierdie ding van Candice wat ons in ons WhatsApp groepe, het ek stap vir stap. Ek het hom in Engels hier gesit, dat ek nie eens vertalings probleme maak nie. 'n System is send. Wanneer jy nie gereeld in jou bord, jy moet 1 keer 'n maand in jou bord inlog, maar dis nie van die 1ste tot die 30ste nie. Dis vir 'n maand vanaf die laaste keer wat jy ingelog het.
tel die system weer 30 dae in. As jy na 14 dae wat jy nie ingelog het nie, gaan jy jou eerste email warning kry. Dan gaan ons aan. Once a user is counter, the system reset it, dan begin hy weer van 30 dae af, daarso. Alright. As hulle na 14 dae nie ingelog het, kry hulle die eerste email. As hulle op 21 dae nie ingelog het nie, kry hulle tweede email. Voordat hulle op 30 dae kom, nee. If the user, ekskuus, ek moet vertaal en lees en dink en alles doen. Ek is 'n man, ek doen dit nie so goed nie, maar ja, gaan aan. So, na 30 dae, soos ons gesê, die counter reset hom, né? If a user does not log in, they will get another email 7 days later. So die eerste email was 14 dae, dan is dit 7 dae. Dan, to say that you do not have to quit, and GL will have 48 hours to log in and reactivate. So jy kry nog 48 uur daarna, nee, wat jy kans het om in te log en jou bord te reactivate. There will be a red box around your username for that board. Dis wat ek julle nou gewys het op die vorige skerm, dan kry jy 'n rooi box, dan is jy in gevaar, mense. The user must go in to the account and reactivate the profile. Baie belangrik, jy moet nie net inlog nie. You must log in your profile and reactivate your profile. As jy dit nie doen nie, dan het jy nog nie alles klaar gedoen nie, want jy is nou op 'n rooi kol. Voordat jy die rooi kol kry, hoef jy nie te reactivate nie, maar as jy 'n rooi kol het, is jy in gevaar, jy moet hom reactivate. The action of the reactivated profile will reset the counter back to 30 days again. Okay, en dit is waar baie mense hulle net ingelog, maar hulle het nie gereactivate nie. The action will be, the red box around the name is normally there for 48 hours. Dit was die reël gewees. Maar omdat ons oor naweke gekom het Gift of Legacy se leaders gesien daar's 'n probleem. 48 uur is te kort. Ons het dit nou self 7 dae gemaak. Maar onthou mense, dit is nie 7 dae. As jy inlog in jou bord, is dit nie wanneer jou 48 uur begin tel nie. Jou 48 uur kon al 2 dae terug gebeur het. Mense lok en hulle dink hulle het 48 uur, hulle het nog 'n bietjie tyd. Dit kan al gebeur het dat dit al 2 of 3 dae terug gebeur het. Dis nie as jy 48 uur kry vandat jy inlog nie. Dis 48 uur op die stelsel vanaf jou oorspronklike 30 dae. Alright. Soos scanner sê dat hulle dit extend na 7 dae toe. Okay. Ja. Marley, go for it. Okay, neem jou toekoms in jou hande. Nou ek wil begin om te sê, as jy enige werk het, moet jy minstens seker die aantal ure by die werk wees. So hierdie is seker die lekkerste werk wat ek in my hele lewe nog gehad het. Jy log in die bord 1 keer basies in 2 weke. Nou soos ek sê, ek log elke dag in. Maar daar's natuurlik geen waarborg as jy nou inlog gaan jou nie laat beweeg nie. Die sukses of mislukking van enige deelnemer hang van die deelnemer se bereidwilligheid om deel te neem en die riglyne te volg. Dis belangrik, die riglyne wat jy moet volg. Ons bly verantwoordelik vir elke deelnemer om die belastingsreëls vir die spesifieke lande toe te pas. Nou, so jy moet onthou, wanneer jy begin geld maak, gaan jy belasting betaal en dan moet jy deel wees daarvan. En dis jou eie verantwoordelikheid, nie iemand anders se nie. Gift of Legacy is 'n gedesosialiseerde platform met geen derde party affiliasie nie. Dit gaan direk, jy skenk direk. Daar's nie 'n derde party nie. Jy skenk nie vir iemand anders nie. Jy gee dit direk vir die persoon wat in jou 'n legend posisie is. Gift of Legacy is 100% dis persoon tot persoon en geen fondse gaan ooit na 'n ander platform toe. Geen geskenke word enige tyd deur enige ander platform geskenk ook nie. Alle skenkers word slegs gemaak deur Gift of Legacy deelnemers en die geskenke gaan na die legend op elke bord. Dis so eenvoudig duidelik. Ek dink nie mense hoef te sukkel hiermee nie. Okay mense, julle kan sien die Zooms het verander, ekskuus. Die Zoom tye is nou net Maandag, Dinsdag en Woensdag. Maandag is ons motiverings, die offisiële Zooms is 8 uur. Dinsdag
word Chris 'n aanbieding gedoen en omdat julle sal sien al die aanbiedings word nou dis nie meer soos 'n Zoom soos ons link nie, dit word direk op YouTube gedoen. So jy kan 5 minute na die tyd kan jy inlog op YouTube en jy sal daai Zoom link kry daarson. En dan Woensdae is baie keer opleiding wat Chris aanbied of iemand daarso wat dit aanbied. Uit die Academy file uit wat ons nou reeds het. Julle sal sien ons Dinsdag Zooms, ons gaan dit nie meer elke Dinsdag hou nie. As ek die nood sien en mense vra my vir 'n spesifieke opleiding oor cryptos of iets, dan gaan ons 'n Zoom hou Dinsdagoggend. So nie soos 'n offisiële Zoom, donderdag aande. Mense, ons het agterkom. Ons werk soveel keer vir julle en vir mense en dit is wat julle kan sien van die leiers op. Dat hulle nie bou op hulle eie borre nie. Ons is nou besig met 'n 30-day challenge. As ons so 'n Zoom doen, is dit 2-3 ure na die tyd, dan bel mense nog steeds vir my en kontak. En ons kom nie kans om onsself te werk nie. En dit is hoekom die goed nou so lê en dit is hoekom Christene dit ook so doen, want dit is beskikbaar op YouTube. OK. Kom ons gaan. Ons offisiële groepe is ons Telegram groep. Ek sê dit weer en ek sê dit weer en ek sê dit weer. Die offisiële groep is ons Telegram groep. Ons WhatsApp groepe is nie daar om al die offisiële nuus neer te sit nie. Van die belangrike nuus sit Karen vir ons deur op die WhatsApp groep, maar die offisiële goed is die Telegram groep. Die rede is, hy kan baie meer mense vat, hy kan 100-200.000 mense vat, WhatsApp groep kan net 500 vat. En dan is daar die board chat ook, wat mense begin gebruik, nie almal nie. Jy as legend kan jou goeders insit daar, ek gaan nou vir julle wys. Die lafaardsposisie, Jessie ek het gister op ons borde dit gepost, mense. Die lafaardposisie is daar vir mense, kerke, kom ons begin weer. Ek gaan dit lees vir julle. Gift of Legacies deelnemers wat reeds 2 suksesvolle eendersdenkende mense uitgenooi het, kan 'n instansie of 'n individu na aan hul hart borg op die lafaardsposisie. Wat gebeur? Jy vul hierdie vorm onderin en jy gaan registreer op die lafaardsposisie en dan kry ons op ons lafaards waar jy daai posisie moet manage vir daai mense. Maar jy hoef nie weer 2 mense in te bring nie. Maar dit is 'n lafaardsposisie. Dit is waar ons mense help wat hulself nie kan help nie. Alright. Bucks, kan ek iets hierso sê? Yes. Ek het gehoor van die mense wat bekommerd is oor hulle legends en hulle guides wat wegval. Ek kan net sê, een van my legends het weggeval en toe kry ek 'n GGM posisie daar. En dit het amper my hart so bly gemaak om te dink, ou wat nie meer wil saamwerk nie, hy's uit, maar ek het 'n lafaard posisie. So dit is eintlik vir my nice gewees om te weet dat my legend is nou 'n lafaard posisie. Ja, en die nice ding van daai ding is, as jy in 'n GGM val, dan volg jy die lyn van GGM, so jou lyn gaan vinniger op, en as jy meer mense het, onthou wat ek julle voorgesê het, as jy meer mense het, dan volg jy die channel groter, en op jou GGM baie mense op het, baie posisies op het, word jou channel dikker, en hy vloei vinniger op boontoe. Alright, mense dan, die GGM movement, ons het die lafaards en ons het die donasie. Hierdie stelsel kos geld. As jy in jou hart het om 'n R15 te R200 te 2000, 2 miljoen kan ook werk, kan gee vir hierdie GGM 'n donasie daar om hulle te help, om vir Hercules te help. Ons wil die ding vir ewig aaneenlopend hou. Maar dit kos geld. So dan kan ons dit op hierdie manier doen. Alright. Mense, nou wil ek gou, ek wil vir julle dankie sê, maar ek gaan die screenshot stop, en ek moet, ek het nie gedink ons aanbieding gaan so lank aan, ek sien ek en Marie het lanklaas het gedoen. Ek stop gou die share, dan wil ek net vir julle wys, wat gebeur, hoe lyk 'n bord, 'n live presentation, stop hierso, share screen, klik op daai en, daar sê, kan julle die persoon sien hierso mense? Ek het op 'n bord gegaan, wat daar nie mense op, daai persoon is
As jy, dis wat ons gepraat het van, dis nou 'n legend, die legend kan hom reactivate, of wat ons gesê het, die persoon kan inlog, dan gaan hy na hy gaan check sy personal informasie wat reg is, en gaan net en gaan kyk of jy hom kan reactivate. As jy 'n probleem het, as ons 'n geval kan kry van 'n legend wat nie op die bord is nie, maak jy 'n screenshot van jou bord, jy copy en paste hom op jou e-mail, en jy highlight hierdie bord ID van jou, soos ek vir julle gesê het, en jy sit dit in die e-mail in, sodat die mense wat support is, nie daai lang nommer of oor te sit en tik en dalk foute maak. Dit is die een ding wat ek wou gedoen het. Dan, baie kortliks, ons is in die Afrikaanse groep mense, ons het wat ons noem die hartstal. Die hartstal is gebou, is oorspronklik ontwikkel, om vir mense ook te help om te bou. Maar die hartstal is nie die begin en die einde nie. Mense, julle moet verstaan, die hartstal werk ons op 'n lys van mense wat inkom. Ons het reeds 'n bestaande lys hierso van 1470 mense wat inkom op hierdie stelsel, en elke persoon kry 2 gifters. Dan wat ons later vra is dat mense ingaan op die stelsel. Ons stuur gereeld op die WhatsApp sheet, so 'n Google Sheet uit. Ons vra die mense, as jy 'n nuwe profiel vat, om die vorm in te vul, het sy jy fondse het, of nie fondse het nie, vul die vorm in. Die oomblik as jy submit druk hier, kom dit dadelik op ons hartslyn, kom dit op my sheet uit hierso. Ekskuus, ek bly daar kyk. Hy kom haak die stelsel vas. My PC haak vas. Kom ons maak net daai sheet toe. Die stelsel kom dadelik hier op. Mense vra vir my, hoekom het ons nou nog nie 'n instap volgorde gehad? Die mense, dis baie eenvoudig. Ons het mense gekry wat aangedui het, hulle het fondse beskikbaar. Maar ek kort ten minste 7 mense wat fondse beskikbaar het. Die 8ste persoon, in hierdie geval wat ek nou my laaste instapvolgorde moet doen, het die legend gesê sy sponsor 'n persoon. So dan vat ek die mense wat byvoorbeeld nie fondse het nie, en ek kan daai persoon vat en ek kan vir hom sê, ons het Skalk wat hierso ook is, ek en Skalk en Letitia werk op hierdie bord, en wat ons doen, voordat ons 'n hartslyn insit, kontak Skalk die mense, en hy maak seker dat die mense hulle fondse reg het. Baie mense het gesê hulle het fondse, maar hulle het dit nie onmiddellik nie. Julle kan sien hier so 'n persoon wat rooi gemaak is. Hulle het gesê hulle het fondse, maar hulle het dit net nie nou nie. In die comments fields het hulle ook gesê, partykeer dan sê hulle het eers fondse as hulle legend is. As julle op die vorm invul, kan julle dit invul en sê julle het fondse, die heel laaste ding. Please indicate if you sponsor is only when you're a legend or just want to fund someone. Daar is mense wat gesê het, hulle sal net mense befonds, en ons het 'n team. Marley hanteer hierdie gedeelte. As die mense sê, nie die Marley nie, Marilyn hanteer die gedeelte. Wat sê? En dit is die gedeelte van die hartslyn. Alright. Mense, dit is hoekom die hartslyn is daar. Dit het in die begin baie goed gehardloop, maar dit het op 'n stadium met al die probleme in die load shedding en goed wat ons op Gift of Legacy gehad het dit gebeur dat die mense al hoe stiller en stiller geraak het. Ek het dit oorgevat van Bernice af, ek het die sheets gerevise, en ek het al julle name is nog steeds soos wat hulle was op die stelsel. Die stelsel werk die stelsel werk so dat elke gifter, as jy ingekom het, daar is jou oorspronklike name, dan kom jy in as gifter, dan skuif jy op as builder, en elke builder kry 2 mense op. Ek het self op die sheets, het ek klaar wat ek kan sien,
Ons het mense wat klaar op die silverbord is, ons het mense wat op die goudbord is, ons het mense wat op die platinum is. So ons het 'n volledige hartslynlyn van onder dwarsdeur boontoe. Vir die mense wat wil fast track, het ek nie 'n probleem nie. Wat ons bedoel by die fast track op hierdie ding, kan hulle kan vir Bernice kontak en sê, Bernice, ek stel belang om op my eie bord te werk so lank, dan mag jy dit doen. Ons gaan nie die mense stop nie, want die mense wat wil beweeg, kan beweeg. Die oorspronklike aanbieding wat ek gedoen het ons vir die normale Gift of Legacy gedoen. Verstaan my mooi. Hierdie is vir die mense wat wil die hartslyn help, vir mense wat hulle nie kan help nie. Maar moenie verwag, dit gaan vinnig wees nie. Alright. Nou is daar, mense, ons het 7 minute. Kom ek stop die share. Is daar mense wat enige vrae het, asseblief? Is die share gestop, Marlene? Ja. Ja. Alright. Is daar enigiets wat enige iemand wat my wil vra? Speak or... Ja, ek weet nie, ons is so goed gewees nie. Speak of you ever hold your truth. Is daar iets op die chatsgroep? Ook nie. Niks. Nee, Jessie het ook maar net hier op die chatgroep gesê wat vir my baie belangrik is, dat ons moet maar elke dag met mense praat. Sy het nogal 'n oulike voorstel hier, dat jy elke dag 2 mense kontak. Nou, dis jou keuse of jy 5 of 4 of 2 of 1 wil kontak, maar kontak net mense. En moet dit nie persoonlik neem as mense vir jou sê ek stel nie belang nie. Dan beweeg jy net aan. En dit is nogal baie belangrik, want ek het nogal vir myself, het ek in die begin gedink, as ek nie in belangstelling gekry het, gedink, wat doen ek verkeerd? Tot ek besef het, elke mens het die keuse daarvan. En as jy werklik geld nodig het, dan luister mense. Wat baie interessant is, ek het met 'n vrou wat by FNB geld belê gesels. En toe ek hiervan vertel, toe sy sê maar jy moet sy inklim. En op grond waarvan het sy dit gesê? Oor ek reeds geld gemaak het, ek vir haar kon in my bankrekening vir haar wys, ek het dit gemaak. En toe ek het gemaak het, toe stel sy skielik belang. En sy doen beleggings by FNB. So ek is besig om met haar te gesels en ek hoop ek kan haar inkry. Mense, ons is uiteindelik, as julle na Christel luister en na die groepe kyk, ons is baie uiteindelik besig met die 30-day challenge. Wat jy probeer in 30 dae, wat jy kyk hoeveel mense kan jy kry. Hier is my bord, hier is my mense wat ek gekontak het. Nee, my eerste 10 mense, toe kry ek 1 persoon. Die volgende lys het ek 30 mense uitgestuur. Ek het weer 'n persoon gekry, ek het 40 2 mense gekry. Maar dis 2 mense wat belangstel, wat ek nie hoef te lek nie, en ek het vir hulle 'n voice note gestuur, plus ek stuur vir die Linktree boodskap, plus ek stuur vir hulle ons koffielys. Ek doen dit in 3's. En mense, 'n voice note werk baie beter as net 'n boodskap wat jy vir die mense stuur. Dis meer persoonlik. Jy kan jou voice note record en jy kan elke keer net copy en paste en goed. Dis baie maklik om dit te doen. So, en dan sit jy vir die mense en wragtig, jy kry mense en moet nie gaan sit en dink. Julle moet dink, mense se tye, maandag doen ek dit nie. Want Blue Monday is altyd mense by hulle werk is Blue Monday. Dan kyk hulle en hulle vergeet dit en goed. En as 'n persoon sê hy stel belang, en dan moet jy teruggaan en vra jy, het jy die Linktree gekyk? Het jy die 7? Die persoon wat 'n Linktree gekyk het, en dan, daai persoon het 90%. As die persoon sê hy stel belang, maar hy nog nie die Linktree video gekyk nie, educate om te laat te gaan kyk. Lei die mense op, of jy kan vir hom die 7 minute video stuur, maar as jy hom kan kry, laat hy self inlog in Linktree in, en om daai link te kyk, het jy 99% hit-rate. As jy vir die persoon die 7 minute video stuur, het jou 90 hit-rate net mooi geval na 50%. Maar nou stuur jy vir homself die video, dan net hy nie. Want as jy op Linktree eers is, dan kan jy na al die ander goedes ook gaan begin kyk. Alright. So, nog iets, ek wil vir julle baie dankie sê, ek wil vir Marley baie dankie sê,
Marley het jy my gehelp het vandag. Sy sit in Pretoria. Ek weet nie of jy die kleinkinders Ponston of iets ingegee het dat hulle so stil is daar in die agtergrond nie, want sy pas kleinkinders op. Hæ? Hulle is gou 'n bietjie kleuterskool toe. O, is nie 'n wonder nie. Alright. Ja. Want gister toe ek daar praat, is dit net moet julle gehoor het hoe klink dit daar agteraan. Maar baie dankie mense dat julle saam met my was. En bietjie ons gaan die ding rekord en dan sal ek hom later gee net 'n kansie want Louis moet dit weer doen en dit vat nog ons 'n redelike ding. O, ek moet die recording stop. Goed. Ons